Ons lewe in 'n wêreld waar ons duisende visuele beelde sien elke dag, maar bitter selde sien ons die waarheid raak. Ons kuier vandag 'n bietjie saam met Chantel van Liefling Fotografie. Sy het 'n gawe om dinge vas te vang en te capture wat die res van ons miskyk. Kom delf 'n bietjie in saam met my en hoor die stories agter die lens. Hi almal, welkom by In en Om Hoëveld. Ons kuier 'n bietjie vandag saam met Chantel van Liefling Fotografie. Welkom op In en Om, Chantel. Baie dankie Elena, dit is regtig so groot voorreg en dit is so lekker om net die storie agter Liefling met julle te kan deel. Okay, so vertel my 'n bietjie, die naam Liefling Fotografie. Waar kom dit vandaan? Want dit is so 'n snazzy naam en dit is iets wat net so lekker sê, jy weet, Liefling Fotografie. So waar kom dit vandaan en waar kom die besigheidsidee vandaan? So die naam Liefling Fotografie het eintlik al 2016 is wanneer ons die naam gekies het en my ma het altyd vir my kleintjie Liefling genoem, vandat sy klein was. So sy is gebore 2015, 2016 het ek toe die besigheid begin, want ek wou graag vir myself gewerk het. En omdat ek so groot passie gehad het vir fotografie, het ek besluit nou ek gaan dit dan doen. En toe sit ek wonder ek altyd, wat gaan ek die besigheid noem? So daar's 'n paar name gewees en dan gaan kyk ek na die betekenis daarvan, maar Liefling was dit vir my mooi, want al die foto's wat mens wel neem van mense, dit is tog die mense vir wie jy lief is, wat jy het vir doen. Of dit is dat jy jouself lief het, en of dit is vir familie of jou kleintjie, en daarom het ek gekies Liefling. So die oudste dogtertjie is Liefling, en dan my tweede dogtertjie se naam is Hartjie. So my ma het ook 'n besigheid wat sy naam Hartjie dan nou is. So dit is lekker as jy dit kan benaam het na iemand, as ek dit so kan sê. Hulle noem naampies. Chantel, jy is nou al 'n geruime tydjie in fotografie. So vir die mense daar buite, soos ons wat nou nie daai oog het nie. Ek dink dit sal interessant wees om te weet, wat vang jou oog wanneer jy in 'n vertrek instap? Is dit die mens, is dit die opportunity vir 'n foto, is dit die angle, is dit die lig? As jy nou tipies nou in in 'n restaurant instap of in 'n vertrek, wat is die eerste ding waarop jy let? Daar's baie. Dit is regtig baie. Vir my is ek sien altyd die mense raak. Ja, eerstens die mense en dan beligting is dan nogals vir my 'n baie groot ietsie waarna ek kyk. So as ons kom ons sê in 'n restaurant instap, dan sê ek vir my man sê hierdie sal nou 'n baie mooi foto maak, of veral as daar 'n tipe gevoel is en jy kan daai gevoel vasvang op 'n fotootjie. As dit nou is met liggies in die agtergrond, 'n lekker blurry effek gee, maar dit lekker warm laat lyk. Soos die mense om daai emosies wat hulle baie keer het vas te kan vang. As dit 'n verjaarsdag is of 'n verrassing, baie keer as ek 'n verrassingspartytjie moet gaan afneem, om daai mense se eerste emosie te kan vasvang, en dit is soos vir altyd daardie trane wat rol byvoorbeeld, of daai opgewondenheid van hoe hulle was nou regtig verras. Dit is vir my altyd baie mooi en spesiaal. En ek dink oor die algemeen, as enige familiefoto's het of iets, my foon is al vol, want ek wil letterlik alles rekord. Daar moet ietsie wees van alles. En dan as iemand kom sê 'n bril verloor het, dan sê ek wag, hou net vas. Ek gaan gou kyk wanneer laas jy die bril opgehad, en dan kan ek dit so vasstel ewen. Want net ek het net so groot passie vir om alles vas te moet vang. So dit het jouself bietjie met forensics gehelp om verlore brille op te spoor. Selfs dit. Ja, met geleenthede. Maar vir my is dit nooit altyd elke moment tel, en dan as jy dit nooit vasgevang het toe jy kom as jy jonger was nie, dan is dit eintlik iets wat jy net vergeet. Maar as jy wel daai fotootjies het en jy kan onthou, hoorie maar ek onthou ons het so met daai persoon 'n partytjie gehad, of hoorie maar ek onthou ek het 'n fotootjie saam met my ouma, kom ons gaan wys dit gou vir iemand hoe lyk sy, of verstaan, dan is dit spesiaal om te kan teruggaan en jy het dit vir altyd. As wat daar baie keer is vir mense wat hulle wil graag 'n fotosessie boek, en dan kom hulle daarby uit en dan sê hulle maar 'n volgende keer, en dan baie keer dan het dit daai volgende keer is te laat van die mense. So, dit is wat vir my baie keer hartseer is, en daarom sê ek mense, vat jy net jou foon en jy neem foto's. Dit is wat gaan tel vir jou. Jy hoef nie noodwendig 'n professionele foto te neem, maar daai memory, ek dink dit is wat vir my belangrik is. So ek hou nou nog, ek het 9 terabyte se foto's op my hard drive, so dat ek hou. So dit is al die skole, sover as wat ek kan, hou ek al die skole en spesiale
goedjies soos 'n cake smash of iets, en dan het ek mense gehad wat hulle foto's verloor het, en dan kan ek gou terug gaan 5 jaar terug en sê, hoorie maar, hierso is jou foto's nog vir jou. En ek dink dit is wat vir my dit ook spesiaal maak, dat jy dit kan, vir iemand kan gee as hulle dit wel verloor het. Sjoe, ja, dis amazing want die lewe gebeur in oomblikke, nê? En jy het 'n gawe gekry om daai oomblikke te capture. Dis absoluut amazing. So wat is een van die mees legendariese out of this world big foto's wat jy al geneem het? Dis daai wat jou world gerock het en verbaas het. Ek sal sê, ek het lank terug, het ek vir Hydra Ark, hulle het 'n baie groot container wat hulle gemaak het vir Sasol. En toe het hulle my benader om dit te gaan neem, waar ek gewoonlik net funksies en mense afneem, wat se nou actually om daai groot massiewe tank af te gaan neem het. En ja, dit was dus massief groot gewees. En ek kan nie onthou, dat was dalk 3 of 4 ure wat hulle letterlik van waar hom gemaak het tot in Sasol met hom gery het. En ek het daai hele pad hom gevolg en hom moes afneem. En ja, so dit was nogals iets groot, buitengewoon wat ek afgeneem het, en die foto's het dink ek so fenomenaal uitgekom. Dit was regtig vir my great, en meer 'n corporate tipe ietsie. So dit was definitief iets anders, en dit was vir my ietsie groot gewees, want dit was in die koerant gewees en al daai dinge. So dit was vir my goed. Het jy darm 'n selfie saam met dit ook gekry? Ja, natuurlik. Ja, verseker. Dat jy daai geleentheid mis nie, nê? Ja, so daai is definitief ook op my foon vasgevang. Great. So wat is een van die mees moeilikste foto's wat jy amper nie gecapture gekry het? Soos jy moes letterlik deurdruk om daai foto geneem te kry en jy moes hare op jou tande hê, want jy werk obviously teen tyd ook. So wat het daar gebeur? Vertel vir ons 'n bietjie van dit. Alright, so baie kere dan kry jy hierdie 2-jariges, wat hulle sê die terrible twos, en ek het nooit in dit geglo nie, maar naderhand toe is ek sê, okay, dit doen bestaan. So ja, baie keer kom jy met 'n kleintjie wat nou, dan is hulle in hulle slaaptyd, wat hulle nou hiernatoe kom, want ek het nie geweet dit is hulle droetyd nie, en dan is dit net, maak nie saak wat jy probeer net, van daai kind wil net nie sit vir 'n fotootjie nie, hulle wil net nie vir jou kyk nie. So jy trek baie keer snaaks aan, jy sit 'n dingetjie voor op jou kamera, jy speel vir hulle Cocomelon of Baby Shark se liedjie 10 keer, dat hulle net vir jou moet kyk, of jy sê, ek gaan jou kom kielie, en dan, baie kinders, ja, So jy moet basically perform, net om hulle te kry. Sweetie gaan haal. So ja, jy het 'n klomp goedjies wat jy uit jou hoed uit moet trek, baie keer om vir die mense die mooi foto's te kan kry waarvoor hulle wel gekom het. Maar ja, vir een of ander rede dan daar kom altyd ietsie moois uit. Either dit is 'n in a moment fotootjie wat jy mooi capture, of dit wanneer hulle hier lê op die grond, en daar kom dit altyd ietsie mooi uit, nog steeds van daai memory. So dis maar altyd belangrik, maak nie saak hoe moeilik die kliënt is, om nog steeds vir hulle daai top kwaliteit foto te gee, maar wat vir hulle kosbaar is nog steeds. Het jy al 'n foto geneem wat jy kan sê, dit was my lewe voor die foto en dit was my lewe na die foto? Iets wat regtig 'n verandering en 'n impak in jou lewe gemaak het? Ja, so ek sal sê, daar was 'n baie ou oom en tannie gewees, en hulle het hierdie liefdes shoot kom doen, net hulle tweetjies. En dit was vir my soos hoendervleis mooi gewees. Die liefde wat hulle vir mekaar het. Want baie ouer mense sal wees soos, weet jy, sit daar, of hulle wil skaars aan mekaar vat. Hulle is soos tafel en bed geskuil. Ja, soos hulle is getroud, maar hulle het nie eintlik daai liefde vir mekaar nie. En dit was vir my so mooi, toe ek dit kon vasgevang het van 'n ander met tannie. Hulle kon mekaar vasgehou het, en hoe hulle handjies vasgehou het, en jy die mooi plooitjies, soos die jare, kon vasvang op daai foto's. Soos die liefde wat hulle vir mekaar het, soos ek kry sommer hoendervleisies. Ja, jy gaan my laat hy. So, dit is beautiful. Ja, so daai was vir my soos, ek wil eendag dit ook hê. En dit was vir my ook iets mooi wat ek gedink het, ek hoop as ander mense dit sou sien, dat dit ook iets is wat hulle graag sou wou vasvang, van hulle self. Ja, daai foto amper half nog 'n generasie inspireer om te sê, maar ek sit op dit eendag. Ja, soos om vas te hou, en jy kan die lewe en die storie, maar die liefde vir mekaar sien op daai foto's. Sjoe, dit is precious. So dit is my lewe, ja, dit is iets wat ek Dit volgens is onvergeetlik. Ja, man, Wow. beslis. Little twist love that problem. So
ons het nou eers 'n 5 minute breek gevat en ons is nou 'n bietjie vol traantjies hier oor die mooi storie wat Chantal vir ons vertel het. So ekskuus vir dit dat ek die knoppie daar gedruk het, maar jy het my knoppie ook gedruk. So ja, nee, liefde is altyd iets precious as 'n mens dit actually kan capture. Ja. So, maar dit bring my nou 'n bietjie by 'n laaste vraagie, nê. Ons het nou 'n audience wat kyk hierso en baie van hierdie mense wil ook graag in fotografie ingaan en hulle is nog op amateurfase. So, wat sou jy sê in jou professionele kapasiteit is die grootste fout wat 'n amateur kan maak of goedjies waarvoor hulle moet versigtig teen wees wanneer hulle nou nog begin met fotografie? Waarvoor moet hulle op die uitkyk wees? Ja, so ek sou sê, nommer 1 is hulle moet 'n baie groot passie daarvoor hê. En nie net dink, okay, as jy 'n kamera koop, dan maak dit jou noodwendig 'n fotograaf nie. Die manier hoe jy met mense werk, die manier hoe jy hulle laat voel, dit is wat hulle dan sal terugkom. As jy hulle laat voel gejaag, soos jy staan gou, ek doen gou dit. Okay, as ek nou klaar geneem, staan gou weer vir my so reg. Daai voel ek is iets wat mense half afskrik. Dit is beter as jy mense kan op hulle gemak laat voel, al werk jy teen tyd. Gaan jy jouself kan leer hoe om met vir hulle die moeite werd te maak, maar dat dit ook jou tyd respekteer. Maar ja, die manier hoe jy hulle laat voel, en dan ook... En dit laat ook nie mooi uitkom, né? Daai manier hoe jy hulle laat voel, daai spontane mooi. Ja, wat hulle net gemaklik kan voel. So, dit is dan nogal so 'n kompliment wat ek baie kry, is dat ek mense gemaklik laat voel. En dit is vir my lekker, net lekker te kan gesels. En dan wat ek sou sê is dat hulle self gaan met alles moet leer. So ek het glad nie enige kursus gedoen nog ooit vir fotografie nie. Dit was regtig 'n passie wat ek gevat het. Die beste raad wat ek kon kry is nie om vir iemand te sê, jy's nou 'n goeie fotograaf, sê my 'n bietjie 'n paar tips dat ek dit kan neerskryf. Nee, so ek het raad gekry van Petrus Saiman nog. Hy was een van die topfotograwe ook hier in Secunda. En hy het my gesê, vat jou kamera, sit hom op manual en gaan neem oralste in 'n donker vertrek buite, in die son, waar ook al jy gaan, sit hom op manual en jy gaan moet self leer hoe jy daai foto perfek gaan kry hoe jy hom wil hê. Oefen. Ja, en as jy dan 'n besigheid begin, wees 'n jaar wat jy kan aanhou daarmee, gaan voluit, wees kreatief, en as jy daai jaar gemaak het, dan weet jy sal dit maak. En dit was vir my die wonderlikste raad wat ek ooit kon hê, want ek weet alles wat ek nou weet is wat ek myself geleer het. En dit is 'n groot, ek dink, reward, en dit is harde werk gewees, maar om ook consistent te wees. Nie dan doen jy dan nie, soos jy moet consistent wees, en dan moet jy ook probeer altyd om die mense te kan help. So dit was my lekker, is as ek probeer, as mense nou te kom, sê, okay, weet jy, ek gaan vir jou plan maak, nou is dit baie keer baie besig, jy squeeze hulle maar net in en jy werk hard om nou te kan wees waar jy graag wil wees. Ja, want hulle gaan ook op die einde van die dag terugkom na jou toe, of hulle gaan jou aanbeveel, jy weet, na die volgende persoon toe. Ja, so, dit is definitief iets vir ouens daar buite om te onthou, jy weet, dat jy hulle, ek wil amper sê, jy het nou getouch daaraan, dat buite nou vir die oefening en die herhaal en om dit te leer ken, maar om mense spesiaal te laat voel. En ek dink dit is die ding van jou tyd is belangrik, maar hulle tyd is ook belangrik vir jou. Ja. En hulle eie ek as mens is belangrik, maar deur die manier hoe jy hulle hanteer, voel hulle, ja, hulle is vir jou belangrik. En ek dink dit is hoekom jou besigheid so floreer. Ek dink dit is hoekom jy back-to-back gepak is en mens party sy sukkel om 'n plekkie te kry by jou. Ja. Maar gelukkig maak jy plek vir almal en ons is regtig baie dankbaar daarvoor. Baie dankie. Chantal, ek sê regtig baie dankie vir jou tyd en dat jy ons geakkommodeer het vanoggend en vir al jou wonderlike stories agter die lens en die amazing advies wat jy vir ons gegee het. Agter die kamera en voor die kamera en oor lewe, oor die algemeen, so nogmaals dankie daarvoor. En ja mense, gaan volg Chantal se Facebookblad, Liefling Fotografie, en kontak haar gerus, haar inligting is hierso nou vir al julle fotografie behoeftes wat julle nodig het. En weer eens baie dankie Elena vir julle tyd en ook vir die geleentheid om net my storie te kan deel. So ja, kontak my gerus, enige iets neem ek af, net nie troues nie. Dankie.